Here, dankie dat ons vanmôre kan aanbid, dankie dat ons hier kan wees, dankie dat dit reën, dankie vir soveel goeie gawes en gunste wat ons uit die hand ontvang. U is die Alfa en die Omega, U is die begin en die einde, U is die een wat is en wat was en wat kom. Amen. En dis hierdie God wat vir u groet vanmôre en vir u welkom heet. Genade en vrede vir u van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here. En dis die Heilige Gees wat saam met ons vanmôre hier is. Kom ons sing saam. Maar joh, laat ons 'n bietjie spoed kry hierso en 'n bietjie klank kry hierso. Alsa. Kom staan op. In 1 Johannes 1 vanaf die 9de vers sê hy, maar as jy jou sondes bely, God is getrou en regverdig, hy vergewe jou dit. So sê hy ook in Jesaja 1 vers 18 sê vir jou, kom dat ons die saak met mekaar uitmaak. Al as jy rooi, jy sal dit word so sneeu. Ek wil hê jy moet vanmôre dit met die Here uitmaak. En ek het al 'n paar keer dit gedoen, deur vir te sê, maak, kan rustig jou oor toemaak, ek hoef ook nie so jy wil nie. Maar ek wil hê jy moet na 'n plek toe gaan wat vir jou vanmôre 'n rustigheid bring. Wat vir jou 'n kalmte bring. En ek wil hê, as jy by daai plek is, moet jy nie die agenda bepaal nie. So ek wil nie hê, jy moet met die Here praat, ek wil hê die Here moet met jou praat. So ek wil hê, jy moet rustig wees vir hom. Jy hoef nie vir hom te vra nie, jy hoef nie met hom te praat nie, hy weet wat aangaan. Al wat jy kan doen, as jy iets wil doen, is om die Here ons loof nie, ons prys nie. Kom ons gaan na daai plek toe. Amen. As jy by daai plek is, of was, waar jy nou was, dan is jy in die teenwoordigheid van God. En hierdie God is nie 'n God wat ver is nie. Dis nie 'n God wat afstand van jou af het nie. Dis nie 'n God sê, ons kan maar aangaan met ons eie goedjies hier. Ek kan my geldjies maak en my kinders groot maak en my lewe hier geniet.
En eintlik het ek niks met God te doen nie, want God wil eintlik niks met my te doen nie. Maar ek het daarom 'n polis dat as ek die dag doodgaan, dat ek by God is. God wil vanmôre met jou kontak maak. En ek hoop jy voel dit. God wil vanmôre sy arms om jou sit. God wil dit doen. Kom ons staan op en dan bely ons wat ons glo. Ons gaan dit almal hardop doen, so kom ons staan. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter heil herdaad het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Dankie. Dit wat ons sopas gedoen het, doen die kerk min of meer van die jaar 1650 af. So dit wat jy vanmôre opgesê het, sê jy nie as 'n individu iewers in 'n geslote, in 'n klein plekkie hier in Kameeldrift nie. Jy sê dit saam met 'n kerk wat letterlik honderde jare al hierdie belydenis op sy lippe neem. Ek glo in God. Hy is die Vader. Ek glo in Jesus Christus wat vir my gesterf het. En ek glo in die Heilige Gees. Die Heilige Gees wat jou vanmôre bedien. Ek gaan vir ons die Onse Vader bid, asseblief. Terwyl ek die Onse Vader bid, dis ook 'n baie eeueoue tradisie wat ek vanmôre gaan doen, is lei die kerk die klokke, sodat die wêreld kan weet, ons praat met ons God. So dis eintlik 'n betekenis van dat die wêreld weet op hierdie stadium is daar mense wat saam bid, wat saam die Here aanbid. Kom ons maak ons oop toe. Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word, en laat U koninkryk kom, en laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Vergewe ons skulde, soos ons ook ander vergewe. En lei ons nie in versoeking in, maar Here, verlos ons, gebruik ons, verander ons. Want ons weet aan U behoort die heerlikheid en die koninkryk en die krag tot in ewigheid. Amen. Dankie. Ek gaan 'n paar gedeeltes lees. Die Wynand jy of Jan? Ek dink ek het hom verander, Wynand, Genesis 12. Geef vir my die eerste skyfie. Ja. En dit van die tweede skyfie ook. Okay, ja, dis reg dan. Dis reg. Geef my eerste skyfie.
Dit gaan oor die roeping van Abraham. Die Here het vir Abraham gesê, trek uit jou land uit, weg van jou mense en jou familie af na die land toe wat ek vir jou sal aanwys. Ek sal jou 'n groot nasie maak, ek sal jou seën en jou 'n man van groot betekenis maak en jy moet tot 'n seën wees. Ek sal seën met jou seën en onvervloek wat jou vervloek. Jou sal al die volke van die aarde geseën wees. Ou net daar. Dankie. Kyk die opdrag wat Abraham kry. Jy kan net vir jouself vra, hoe sal jy reageer op so 'n opdrag? Ek roep jou, jy gaan jou mense los, jy gaan jou land los, jy gaan alles los wat jy ken, en jy gaan wegtrek. Mense nou amper kon sê, dis mense soos wat ons vandag ken van ons jong mense, wat letterlik nou in oorsee gaan bly, né? Hulle trek, hulle los alles hier agter wat hulle hier het en dan trek hulle. Dan die volgende vers is die vers wat ek by vanmôre wil stil staan. Nee, gaan net terug. Vers 2. Ek sal jou 'n groot nasie maak. En dan die volgende vers wat sê, ek sal jou seën en jou 'n man van groot betekenis maak. En jy moet tot 'n seën wees. Kom ek sal nou ietsie oor daai versie sê, kom ons lees maar net die ander gedeelte gou. Die besnydenis as verbondsteken toe Abraham 99 jaar oud was, het die Here aan hom verskyn en vir hom gesê, "Die God die almagtige lewe naby my en wees opreg." En dan hierdie verse, ek sal my verbond met jou sluit en baie mense uit jou laat voortkom. Abraham het op sy knieë geval en toe sê God vir hom, "Dit is my verbond met jou. Jy sal die vader wees van 'n menigte nasies. Jy sal nie meer Abraham genoem word nie, jou naam sal Abraham wees, want ek maak jou die vader van baie nasies. Ek sal jou baie vrugbaar maak, ek sal jou tot nasies maak, en konings sal uit jou voortkom. Ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou nageslag en al hulle geslagte. Dit is 'n blywende verbond. Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag." Dankie. So is twee goed wat ek vanmôre wil uithaal. Die een is, ek wil jou seën. Ek sal jou 'n man maak van groot betekenis. En jy sal tot seën van ander mense wees. En die tweede wat hy dan daarmee saamgee, is dan gee hy die verbondstekens aan. Dan sê hy, hoe sal dit gebeur? Hy sê, ek sluit 'n ooreenkoms met jou. Daai ooreenkoms is dat jy 'n land sal hê, die groot nageslag sal hê. En dan die derde wat die belangrikste is dat jy 'n God sal wees en ek sal jou kind wees. Ek sal jou God wees en jy sal my kind wees. Die diep stroom wat hier uitloop is die stroom wat Rian al in die voorsang op die tafel begin sit het oor die reën. Ek het met die reën storie het ek nou baie keer boodskappe gekry en Facebook boodskappe gesien van mense wat sê is omdat die volk nie bekeer nie. Is omdat die volk in sonde leef dat die Here nie reën gee nie. Nou as ek nou so tong in die kies wil wees, sou ek nou graag op Facebook nou wil sit om te sê, het die volk homself nou bekeer? Ek weet van geen groot geleenthede waar die volk homself nou gaan bekeer het. Want dit het nou gereën. Of dit reën. Ons moet versigtig wees om God die outeur van die kwaad te maak. Met ander woorde, ons moet versigtig wees om te sê, dis God wat ons straf. En dit loop baie diep in ons gene. As daar slegte goed met ons gebeur, dan sê ons, ja, weet jy hoekom is dit? Dis omdat ons nie reg lewe nie. Nou, hoe lewe jy reg? As ons mos geweet het hoe om reg te lewe, het ons mos almal reg gelewe. As ons mos geweet het hoe om gelukkig getrou te wees, was ons mos almal gelukkig getrou.
So die reg lewe is 'n pad wat ons saam met God loop. Ons kan of mense kan sulke sweeping statements maak. Sulke stellings maak wat hulle soms so in die massa ingooi en sê, ja, maar dis omdat die volk sondig. Nou wat het die volk gedoen? Ek het al by hoeveel kere by mense gehoor, die Here toets jou. Nou hoe rym dit met hierdie verse wat ek nou gelees het? Hoe toets die Here jou? Moet jy deurkom? Hoeveel moet jy kry om deur te kom, sodat jy weet dat die Here, dat jy die toets geslaag het? Maar ons sal maklik sê, die Here toets jou nou. Die Here is nie besig om jou te toets nie. Jy is in 'n worsteling saam met God. En dit is nie maklik nie. Niemand sê dis maklik om saam met die Here te loop nie. Niemand sê dis maklik om 'n Christen te wees nie, broers en susters. Niemand het dit ooit gesê nie. Dis hoekom ons nie Christene is nie. Want dit is moeilik om 'n Christen te wees. Dis moeilik om keuses te maak as almal ander keuses maak. Maar God toets jou nie. Hy het nie 'n merk wat hy sê, as jy daai toets deurgekom het, dan kan jy hemel toe gaan nie. Jy gaan hemel toe. Jy kies om nie te gaan nie. Kom ons geruim dit uit die weg uit. Kom ons vat aan daai vers. Dis 'n vers in Genesis 12 wat vir jou sê, ek wil jou iemand maak van groot betekenis. Daar staan nie, ek wil jou eers goed toets, louter en seker maak of jy dit kan vat. En as jy dit kan vat, dan gaan ek jou red. Die Here sê, wil jou seën. Ek wil hê jy moet 'n pad saam met my loop. Ek wil oor en oor voorbeelde gebruik, want hierdie goed lê so vlak, so diep in ons ingeworstel. Toets die Here jou as hy jou kind doodmaak. Is dit wat jy sê? Toets die Here jou as jy jou been breek, as jy Alzheimer kry. Toets die Here jou as jy kanker kry. Ek wil bely, ek wil nie in so God glo nie. Want die God wat ek leer ken, is 'n God wat vir my sê, ek wil naby jou wees. Ek wil by jou wees. Ek wil so naby jou wees, dat jy my kan voel, dat jy my kan sien. Genesis 3 sê die Here, ek wil wandel saam met jou. Al in Genesis 3 sê hy, ek wil saam met jou in die tuin loop, want ek wil met jou gesels. Hy sê, waar is jy Eva? Waar is jy Adam? Ek soek julle. Kruip julle van my weg? Hoekom kruip julle van my weg? Johannes 1 sê hy, die woord het vlees geword en die vlees het onder ons kom woon. Toe het hy nog nader aan ons gekom. Toe het hy nog nader aan ons gekom. Toe het die Bybel gekom. Toe het hy tussen ons gewoon en gewerk. Toe het hy tussen mense geloop. Toe het hy mense genees. Toe het hy mense aangeraak. Toe het hy mense gevat. Toe het hy mense gehelp. Malaatses, blindes, siekes, krepeles, selfs dooies. Die dogtertjie van Jairus en Lazarus. Dan sê ons vir mekaar, die Here toets ons. En asof daai naby genoeg, nie genoeg is, het Jesus opgevaar en hy het gesê, ek gee vir julle die Heilige Gees, wat in jou woon en in jou werk. Broers en susters, hoe naby wil jy hê met God aan jou kom? Hy is in jou, hy is deel van jou, hy is saam met jou. Jy kan nie hom uitjaag nie.
Hy's in jou. Wat jy kan doen, en ek wil dit oor en oor vir jou sê, broers en susters, ons kan net teen God kies. God het jou klaar gekies, of jy wat ook al in jou lewe gedoen het, jy is gekies deur God. Of jy watter draaie in jou lewe geloop het, broers en susters, of jy in die gutter van die lewe was, ek het by ouens gesit, wat 24 biere drink voordat hulle werk toe gaan. 24 biere voordat hulle werk toe gaan. Ek hoor by kinders, wat as hulle paas hulle bel, is daai kinders so bang. Ek hoor dat 'n seentjie 'n dogtertjie klap in 'n klaskamer. En as die meneer van vra, hoekom doen jy dit? Dan sê maar, sy dan verkeerd. En die meneer van sê, ja, dis verkeerd. Dan sê hy, dis nie verkeerd nie, want dis hoe my pa met my ma praat. Nou, broers en susters, hoe kan ons dan sê, ek sal nie net tot 'n seën, ek wil jou nie net sê nie, maar jy sou ook 'n seën vir iemand anders wees. As ons nie hierdie beginsels van die liefde van God in ons lewe intrek nie. As ons nie vanmôre vir mekaar sê, ek wil God in my lewe hê. En dan het jy nie agendas nie. Ek dink dit is die vreesgedeelte van ons lewe. Want die oomblik wanneer ek God beheer laat neem, is my probleem, dan is ek nie meer in beheer nie. Dan is dit nie meer my goed nie. Dis nie meer my geld nie. Dis nie meer my goed wat ek kan maak wat ek wil. Dis nie meer my besluit nie. As besluite wat ek neem saam met die Here. Ek net die laaste ruk was ek nou weer regtig intens bewus van hoe vinnig 'n mens se lewe kan verander. Ek dink die meeste van julle is nou al bewus van wat met Skalk verlede gebeur. Nou wat het daar gebeur? Skalk is 'n graad 11 seun wat in Office is. Dion en Karen is bekendes in die gemeente. Dion het hom afgelaai. Hy het skool toe gestap en toe skool toe stap toe bel hy sy pa toe sê, "Pa, hoor hierso daar's water in die kar wat ek moet saamvat skool toe." En Dion draai toe om en Skalk gaan toe en hy vat die water en Dion ry toe en toe hy ry, toe kom daar 'n bus en hy stamp Skalk. Skalk loop voor hom en wat ook al. En daar lê Skalk. En Skalk lê nou in ICU en Neelmet. En dit gaan kritiek, maar stabiel met hom, so alles is onder beheer, dit gaan in 'n sekere sin onder omstandighede, gaan dit nie sleg nie. Nou skryf Karen vir my vanmôre 'n boodskap. Wat sy vra wat ek asseblief moet lees. En liewe Willem, ek en Dion beleef 'n emosionele dag. Ek wil vra of jy asseblief hierdie boodskap vanoggend aan ons gemeente sal gee. Vriende, ons lewens is tot stilstand geruk deur hierdie ongeluk. Nie hierdie toets nie. Nie die Here kyk na gou sterk is my en Dion se geloof nie. Die Here dra ons en ons is so bewus van hom. Ek weet en hoop ook dat baie mense se lewens hierdeur aangeraak is. En ek hoop dit het mense weer bewus gemaak van die Here in hulle lewens en dat ons nie sonder hom kan lewe nie. En dat hy al is wat die belangrikste moet wees in elkeen se lewe. Ek wil by julle pleit om net op hom te fokus, nie op werk of geld of status of aardse dinge nie. Ja, dit is ook nodig om te lewe, maar dit moet nie ons lewens oorheers nie. Ons moet stadiger lewe en meer sensitief lewe. Ek het net vanoggend dit op my hart gekry om te deel. Die Here is 'n God van genade. Ons kry elke dag 'n nuwe kans, liefde Karen. Ons is bestuurders van ons lewens. Ons loop saam met God.
Ons kan nie onverskillig met ons lewens wees nie, want dan gebeur daar goed wat nie moet gebeur nie. Ons kan nie moeg wees en dan ry ons ver rente nie, want dan is daar motorongelukke. Ons kan nie ongesond eet nie, want dan gaan ons hartsiektes kry. En broers en susters, die lewe gebeur ook. Dis nie God wat jou toets as jy kanker kry, dis nie God wat jou toets as jy in 'n egskeiding ingaan nie, dis nie God wat jou toets as jy van jou kinders gebore word en jou kind is nie normaal nie. En dit gebeur in hierdie gemeente. Dit gebeur met ons, gebeur met goeie mense. En kom ons kry daai lyn reg van Genesis 12. God wil saam met jou wees. En hy wil hê jy moet 'n seën wees vir ander. Jy moet kan getuig. Miskien het jy nie die woorde nie, maar net 'n vriendelike handdruk. Hoe is ek 'n seën vir ander? Partykeer dink ek, ons is vreeslik bang om vir mense komplimente te gee. Want ons het so groot geword op dat jy gee nie vir ander mense komplimente nie, want jy dan is jy of besig om te flirt, of jy is besig om te witvoetjie te soek, of jy is besig om nou te kry by die persoon of wat ook al. Maar om iemand te seën beteken dat ek erkenning gee vir die kwaliteit wat jy in jou lewe het en wat jy op die tafel sit. En wat jy in my lewe doen. En wat jy vir my beteken. Ilse is vanmôre 'n seën vir ons. En daarom kan ons vir sy dankie dat jy speel. Want sy kon gesê nee, ek wil nie speel. En dan het ons niemand gehad wat vir ons begelei nie. En dan kon ons nie sing nie. So sy is tot seën vir ons. Terwyl hy nie hier kan wees nie, Ilse gesê, weet jy, ek sal. So wanneer jy tot seën is vir ander mense, dan mag jy ander mense ook sê, weet jy is tot seën vir my. Dan wonder ek baie as ons vir mekaar dit sê. En miskien moet ons eendag 'n gesprek in die gemeente ook oor rasisme. Oor hoe is ek tot seën van mense? En kan mense tot seën van my wees? En dan praat ek nie van swart mense nie. Ek praat van ander mense buite Suid-Afrika. Praat van swart mense ook. Kan Chinese ook tot seën wees van my? 'n Dominee sê eendag in 'n dorp, sê hy vir my, dis 'n krisis in hulle dorp. Ek sê hoekom? Hy sê al die wit mense trek weg. Ek sê hoekom? Hy sê nee, hier is nou al 500,000 Chinese hier. Wanneer ek tot seën is, dan sien ek mense anders. Wanneer ek tot seën is van ander mense, dan is ek bereid om ook te leer by ander mense. Om ook my gedagtes te laat verander. Om ook my denke te laat verander. Engels praat van engage, om betrokke te raak in gesprekke wat jou en jou siening aanvat. En sê maar, jy sien 'n ding so, kom ons praat daaroor, hoekom sien jy hom so? Hoekom sien jy hom so? Ek leer. Ek lewe 'n lewe saam met Christus. En om 'n lewe saam met Christus te lewe, broers en susters, is nie vuurwerke nie. Is nie ek is hierdie wolkie wat daar iewers daarbo is en ek is nou hierdie heilige of ek is nou hierdie groot Christen, soos wat ons so maklik sal beskryf. Ek is nou daai ou is hierdie groot Christen. Nou, daar is nie so ding soos 'n groot Christen. Want geloof werk so, hoe meer jy weet, hoe meer weet jy dat jy nie weet nie. Hoe dieper jy in die genade van God inbeweeg, hoe meer weet jy kan nie in taal
God se genade vasvang nie. Jy kan nie. Ek het al die voorbeeld gebruik om te sê, weet jy wie van jy was al by die Congo-grotte nie, maar die eerste vertrek is mos massaal. En dan as jy daar onder staan, dan stap hulle met so 'n oupie af wat 'n kersie het. Soos wat hy afgeklim het. En dit is wanneer jy in die genade van God in beweeg. Jy sien net hierso om jou die genade van God. Jy leer en jy lewe. En hoe meer jy lewe en leer van God en betrokke is by hom, hoe meer besef jy hoe min jy weet. Want God is nie ons speelmaat nie. Die drie-enige God, Vader, Seun en Gees, is die skepper van die hemel en die aarde. En ons verstaan nie dat hy tsunamies toelaat en dat hy storms toelaat. Ons verstaan dit nie. Ons verstaan dit nie dat hy paas toelaat dat hulle seun slaan, dat die seun te bang is om met sy pa te praat. Maar ons lewe in hierdie liefde saam met God. Want dis wat hy in Genesis 12 sê, dis wat hy in Johannes 1 sê, en dan die een by die Heilige Gees is Johannes 15. Ek het so naby aan jou gekom dat ek saam met jou wil leef. Ek wil jou uitdaag om vanmôre te gaan, as jy dan praat oor seën, en in jou dagboek of op jou selfoon of waar ook al. Maak 'n bietjie 'n aantekening oor die seëninge wat jy van God kry. Maak 'n bietjie 'n aantekening van waar jy voel God teenwoordig is. En God is nie net, broers en susters, in ons taal, in die mooi en die wonderlike goed betrokke nie. God is ook betrokke wanneer jy in ICU by 'n jong seun staan. En jy die mediese ryk, die hospitaal ryk. God is ook daar. Dank Vader dat God daar is. Dank Vader dat God juis ook daar is. Maar hou so 'n joernaal. Skryf in jou dagboek jou verhouding, jou verband wat jy met God het. Hoe jy saam met God loop en wat hy alles in jou lewe beteken. Ons het begin deur te sê, broers en susters, ons moet versigtig wees om God die outeur te maak van die kwaad. Ons moet versigtig wees om in ons lewens, as daar goed gebeur wat ons dink wat nie reg is nie, dat dit goed is wat veroorsaak dat ons sê, maar dit is God wat vir ons straf, of God wat vir ons toets, of God wat vir ons louter. En die rede hoekom ons sê ons moet versigtig wees, is eintlik dit wat ons gelees het in Genesis 12. Ek wil jou tot seën wees. Ek wil vir jou God wees en ek wil jy met my kinders wees. Johannes 1, ek het jou so lief dat ek vlees geword het en tussen jou kom woon het. En Johannes 15 wat sê, ek gaan weg, maar die een wat na my kom, sal van my vertel. Die een wat na my kom is die parakleet, is die voorspraak, is die Gees wat saam met ons woon. Amen. Here, ons het 'n behoefte om vanmôre onsself oop te maak. Kaal voor U te kom staan, omdat ons so baie keer dink dat dit U is. Dat dit ons is wat nie goed genoeg is nie, dat dit ons is wat nie reg leef nie. Dankie dat U genade oorvloei. U reken ons sondes nie toe. U hou nie boek van die kwaad nie. Daarom kan ons vir mekaar bid. Ons kan bid vir siek mense. Kobus, Johan, Skalk. Ons kan bid vir gesonde mense. Vir kinders. Die druk waaronder ons kinders verkeer. Ons kan bid vir gebroke mense, huwelike, gebroke verhoudings.
ons kan mekaar vashou in die dampkring van die liefde. Amen. 464, o Heer my God. Dit is so 'n pragtige lied. Ja, kom ons sing, kom ons staan. Ontvang die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God, die gemeenskap van die Heilige Gees by en met u elkeen bly.